Wil jy glo, in 2025 het julle die 'n oomblik in die woord, 1 jaar Bybel, so vinnig uitverkoop, dat ons nou amptelik klaar is met die eerste druk. Maar hier is die goeie nuus. Ons is besig om nuwe Bybels te druk en hulle sal omstreeks middel tot einde Januarie weer beskikbaar wees. Maar ons begin saam lees op 1 Januarie 2026 met of sonder die 1 jaar Bybel in jou hand. As jy nog nie 'n kopie het nie, moenie wag nie. Gaan na raymondlombard.com en laai jou gratis leesprogram af. Gebruik dit saam met jou eie Bybel en lees elke dag saam met ons deur die hele Bybel, van Genesis tot Openbaring. En hier is die bonus vir 2026. Elke maand gaan ons 'n regstreekse Wat sê die Bybel uitsending hê op YouTube, saam met my, Dr. Raymond Lombard. Jy kan inskakel, jou vrae vra oor die maand se leesgedeeltes en saam met ander gelowiges gooi. Lekker interaktief. So merk dit, 1 Januarie 2026, ons begin saam lees. Dan, jy kan gaan na raymondlombard.com vir jou gratis leesprogram. En natuurlik op YouTube, Wat sê die Bybel, elke maand regstreeks, kom vra jou vraag. Kom ons maak 2026 'n jaar van God se woord, elke dag saam. Amen. Baie welkom vanmôre julle almal. En ek vertrou die Here dat vanoggend se woord vir jou ook tot 'n baie groot seën gaan wees. Jy het jou Bybel hierso, kom ons maak oop en lees ons saam in Lukas. Dis die laaste keer wat ek met jou hierdie jaar praat uit Lukas uit. En ons het natuurlik vanaand en in die volgende paar weke baie interessante goed wat hier by ons gemeente speel, maar dit sal ek net met jou oordeel. Maar asseblief, as jy jou Bybel hier het, wil jy net vir my oopmaak, dan lees jy saam met my in Lukas hoofstuk 23 en dan ek gaan 3 spesifieke verse vir 'n rede lees. Dis vers 34, vers 43 en vers 46. So kom ons lees daai 3 verse. Julle sal onthou, die laaste keer toe ek met jou uit Lukas uit gepraat het ek mos met jou gepraat oor die 5 wonderwerke wat gebeur het tydens die kruis en ook die opstanding van ons Here Jesus. Wel, hier het ons die woorde van ons Here Jesus en ons lees saam in vers 34. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan lees ons in vers 43, waar hy vir die man langsom aan die kruis sê, ek voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dan lees ons in die 46ste vers, Jesus roep met 'n groot stem en hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Vader, ek bid dit in die wonderlike naam van ons ewige koning en Here en Saligmaker, Jesus Christus, dat u vanmôre vir ons, voordat ons met vakansie vertrek, die meeste van ons 'n tyd het om te gaan uitspan, dat u weer opnuut net ons aandag vestig op die woorde van die Here. Seën hierdie woorde, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. So vriende, die sterwenswoorde van ons Here Jesus Christus wil ek vanmôre onder jou aandag bring. Daar is duisende mense wat nie sal huis toe gaan hierdie vakansie. Hulle sal nooit weer werk toe gaan nie. Hulle sal nooit weer na hulle families toe teruggaan nie. Want hulle sal sterwe. Die wêreld wat ek en jy in lewe, bring elke jaar feestyd vir baie redes. Of iemand in die see omkom, in 'n motorongeluk, of iets gebeur waar hulle reis, iewers in die wêreld. Daar is duisende mense wat nooit weer sal huiswaarts keer hierdie jaar na die Desember vakansie. Of hulle gaan tyd hê om hulle laaste woorde te spreek, weet ek nie.
Ek het 1 jaar in Desember gereis op die N3 en voor my, minute voor my was 'n ongeluk. Dit was laat in die nag, daai jare het jy nog in die nag gereis. En ek sien net stof en ligte op die N3. En ek stop. Toe sien ek 'n jong man wat agter sit en sy gesig is bebloed. En ek sien lyk soos die pa figuur wat dood hang oor die stuurwiel. En ek sien die maas onder die dashboard in. En iewers in die veld hoor ek iemand huil. Nou is dit pikdonker nag. En iemand maak stadig hulle oë oop langs die seun. Die persoon kyk so vir my verdwaas aan. Want die seun, ek kan sien hy lewe, maar hy's heeltemal, he's just out of it. Die persoon sê vir my, dis sy tweede motorongeluk. Kyk wat het hy aan. Hy was in 'n ongeluk gewees. Hierdie is sy tweede ongeluk in 'n paar maande. En toe blaas daai persoon hulle asem uit. En ek het net daar gestaan. You know, when things like that happen, you look at the devastation. Jy sien die verspilde lewens. Besef jy, die lewe is mos maar vlietend, is dit nie? Ons is maar almal fragile, is ons nie? En niemand het mos waarborge. Is dit nie so nie? Jy ry by die huis weg en jy dink, ek is nou weer by die huis. En die kar is afgeskryf. Jy gaan daar weg en jy dink, ek is net nou weer terug. Wel, in Jesus se geval, sy woorde wat hy gespreek het, is verskriklik aangrypend. Hy het 7 keer aan die kruis het hy gepraat. Want ek wil praat met jou spesifiek oor die laaste woorde in 'n mens se lewe. Dit is vir my so aangrypend dat iemand skryf eendag en hy sê, daar is niks sekerder in hierdie lewe is dat die dood vir jou wag nie. Nou wil ek dit met 'n knypie sout vat, want ek en jy glo daarom in die wegraping, is dit nie? So ek hoor wat die persoon geskryf het, toe dink ek, okay, van watse hoek af kom jy? In 'n sekere sin is dit waar, maar dit gaan nie altyd waar wees. Want Paulus sê, ons wat in die lewe oorbly, sal hulle in wolke tegemoet gaan in die lig. Maar dit is waar, sodra ons die stootwaandjie verlaat het van die baba karretjie en ons klim nou daar uit en ons begin self loop, daai eerste treetjies wat ons gee, is maar die begin van ons lewensreis na die graf, right? Is dit nou nie so nie? Of moet ons dit ook met 'n klimpie sout neem? Beteken dit wel, the death rate is still 1 per person, and those that lived before us, they all made it, right? Behalwe 2, reg? Enoch en Elia, die res, they all made it. The death rate has never changed. Maar ek en jy het mos hierdie verwagting, hierdie hoop wat ons in ons hart het, dat die Here heel waarskynlik in ons geval dalk in die nuwe jaar sy verskyning gaan maak. So vriende, ek spandeer met jou net 'n paar minute. Ek wil jy moet 'n bietjie oor dit dink. En daar's 'n rede hoekom ek dit doen vandag. En jy sal dit net nou verstaan. Hoe meer ons kyk na Jesus se kruis, hoe meer dinge kom na voorskyn. Hoe langer ons daar is. En ek bedoel, ons het nou die dag kyk na die wonderwerke en ons het nou al na vele dinge gekyk en na sy verhoor. Ons was so al klaar daar. Maar hulle sê, jou sterwenswoorde gewoonlik aan die einde van jou lewe word altyd as verskriklik belangrik geag deur mense. Almal wil altyd weet, wat het hy gesê? Wat was sy laaste woorde? Julle het ons nou die dag gehoor 'n paar weke terug toe ek julle vertel het van oupa Lombard, toe hy 5 keer gesterf het en lewend geword het en almal op die bed sit en wag om te hoor, as hy nou weer sterf, wat gaan hierdie keer gebeur? En hy maak sy oë oop en hy sê, dankie Here vir hierdie groot genade. En toe blaas hy sy asem uit. Ek bedoel, watter groter troos kon daar vir die Smit en Lombard familie gewees het op die plaas, toe die ou man uiteindelik sy dood tegemoet gaan, maar hierdie keer met die woorde op sy lippe, dankie Here
vir hierdie groot genade. En dit bring vir my by die woorde wat Jesus gespreek het, want dis nie net hy nie. Ek bedoel, ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar in jou Bybel, ek het nou vanmôre weer gaan kyk tot my, ek weet dit, maar tot my verrassing weer, daar is een hele hoofstuk in jou Bybel oor iemand se sterwenswoorde. Weet jy wie dit was? 'n hele hoofstuk in jou Bybel vertel die verhaal van 'n man se laaste woord uit sy mond. 'n hele hoofstuk. Hy het 'n lang asem gehad voor hy sy asem uitgeblaas het. Was Jakob. Onthou jy hoe Jakob, toe hulle vir hom gesê het, hoorie, dit gaan nie meer goed met jou vader nie, jy moet kom. Toe roep hy mos sy 12 seuns. En toe kom hulle almal daar om die bed, hulle bring vir Josef. En terwyl hy om sy bed sit, begin hy een vir een, en hy sê, hoor seuns van Jakob, luister na Israel, julle vader. Dan begin hy by sy heel eerste seun Reuben. En hy is like, Reuben, ek het nie vergeet wat jy in jou lewe aangevang het. Maar jy wil nie dit hoor op jou pa se sterfbed nie, right? Hy sê, Reuben, jy is my eersgeborene, my krag, die eersteling van my sterkte. Jy was my eerste seun van 12. Die vernaamste. En dan praat hy, en dan vertel hy vir Reuben wat hy gedoen het. Jy sal nie die koninklike stam wees nie. So werk dit deur almal. En ons almal weet toe by Juda kom, toe gee hy hom die eer. Jy sal die koninklike stam wees. Josef, hy het nogal iets vir daai jong seun van hom te sê gehad. Hy sê, Josef, my seun, ek weet wat het jou broers aan jou gedoen toe jy jong was. Ek weet hoe die boogskutters jou beskiet. Ek weet hoe jou broers jou gehaat het. Hoe hulle jou verag het. Oor jou drome wat jy gehad het, my kind. Hy sê, maar wie my kind? Pa wil vir jou iets sê. Jy, my kind, jy is soos 'n jong vrugteboom wat sy takke stoot oor die muur. Jy het deur die muur gebars, oor die muur, niks kon jou onderkry nie. Jy het oor hulle geklim, almal wat op jou getrap het, jy het altyd oor hulle, hy sê, jy het jou takke oor die muur gestoot, my kind. En so moes elkeen van die 12 kinders moes nou maar luister wat sê pa. Toe pa het laas, toe sê hy vir hulle, geef hulle 'n stukkie slegte nuus. Hy sê, hoor, julle gaan my nie hier los nie, nee. Ons is nou in Egipte land. Julle gaan my begrawe waar Abraham en Sara begrawe is, right? Nou moet jy weet, dit was 'n storie. Hulle moet met hom sy liggaam na 'n ander land toe, om daar te gaan te rus te lê. En hy sê ook vir hulle waar dit moet wees, né? Daai stuk grond. Toe hy klaar sy bevele gegee het, toe trek hy sy voete terug op die bed. Dat sak sy hoof en hy blaas sy asem uit. Hy het sy gesê. Nou ek weet nie of jy soveel tyd op jou sterfbed gaan hê. Dat jy 'n hele hoofstuk het om te spreek nie. Ek weet nie. Ek weet nie hoeveel tyd gaan jy eendag hê nie. Maar hy was nie die enigste een nie, daar was baie. Daar was Moses. Hy het 'n hele stuk geskryf voordat hy sy asem uitblaas. Die Here hom begrawe het. Daar was daar Stefanus. Julle ken sy storie, die eerste martelaar. Wie van julle kan onthou wat was Samson se sterwenswoorde? Wie van julle kan dit onthou? Is daar iemand wat dit kan onthou? Sy heel laaste woorde. Wie kan dit onthou? Samson, die man van God.
dat die pad op 'n stadium byster geraak het. Maar toe groei sy hare weer. Die Here se krag kom terug op hom. En hy gaan staan tussen daai pilare en hy's blind. En hy het net hierdie een begeerte wat in sy hart opkom, want hulle het sy oë uitgesteek. En sy woorde was: Here, dink aan my nog net hierdie een keer, dat ek my kan wreek op een van my 2 oë, wat die Filistyne van my weggevat het. En hy begin hy pilare druk, en daai dag maak hy 3000 van hulle dood, meer as in sy hele lewe. Samson. Ek weet nie of iemand wil doodmaak op jou sterwensbed nie, maar in geval hy het besluit, hy maak 'n klomp van hulle dood. Maar so is hulle die ewigheid. En nou vriende, ons Bybel het baie van dit. Jy moet net hierdie Bybel lees, dan gaan jy sien wat sê mense toe hulle nog geleef het en toe hulle gesterf het. Maar wanneer dit by Jesus kom, is dit vir my so anders. Dat 'n mens eintlik maak jou hart seer. Dat jy wil huil. Want dit is so aangrypend. Want die eerste woorde wat hy gespreek het was: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is so aangrypend. Hy het nie verwyte gehad, hy was nie bitter nie. Hy het gesê: Vader, vergeef hierdie mense. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Besef hulle nie dat hulle die seun van God kruisig? God sê, hulle kruisig God. Hulle kruisig die skepper van hemel en aarde. Dis wat hulle mee besig is. Hy sê: Vader, hierdie mense, hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergeef hulle. Ek bedoel, het hy gebid vir Pontius Pilatus? Maar hy het vir hom dan gesê, iemand my in jou oorgegee doen groter sonde. Het hy gedink aan die Romeinse soldate? Of daai honende klomp mense om hom? Of was dit omdat hulle soos 'n klomp honde gedra? Want dis wat die Bybel sê. Psalm 22 sê, want die profesie was, want honde het my omsingel, die martelaars Psalm van Christus. 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete het hulle deurboor. Al my beendere kan ek tel, hulle het my stikkend geslaan, wat my ribbes wys. Hulle kyk op my neer met welgevalle en toe verdeel hulle my klere onder mekaar. Hulle werp die lot oor my gewaad. Wie kry wat? Hy sê hulle is soos 'n klomp honde wat my omsingel het. Wilde, verskeurende honde wat spoeg en hoon en lag. Intussen tyd brand Jesus se hart met liefde vir sy eie skepping, vir sy mens wat hy gemaak het. Vader, vergeef hulle. Sal jy ook op jou sterfbed almal vryspreek? Sal jy? Sal jy dit doen? Sê vir my. Sal jy almal wat jou te nagekom het op jou sterfbed om vergifnis vra deur te sê, Here, ek spreek julle vry? Sal jy? Hoekom doen jy dit nie nou nie? Want jy het miskien nie 'n sterfbed nie. Jy weet nie of jy tyd het nie. Die tweede ding wat hy gesê het, is vir die man aan die kruis, wat na hom toe wend vir hulp. Hy sê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit is 'n wonderlike belofte, waar Jesus vir 'n verlore sondaar aan die kruis sê, vandag gaan jy in die heerlikheid in. Ek wonder maar net, sal jy in die paradys gaan, as jy vandag gaan? Sal jy vandag saam met Christus in die paradys wees, as dit jou laaste dag is? As jy twyfel, hoekom vra jy hom nie? Hoekom doen jy wat die man gedoen het? Hy het gesê, Here, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom.
Hy's nou daar. Mense gaan hel toe, weet jy hoekom? Want hom nooit gevra om hulle te vergewe nie. Mense gaan hel toe, want hulle nie ander mense vergewe nie. Hulle sterf hulle eie sondes. En hier, hoor hierdie man, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek dink hy is een van die gelukkigste mense wat ooit geleef het. Ek bedoel, as jy wil sekuriteit hê, daar is sekuriteit. Vandag is jy veilig. Vandag gaan jy gaan hemel toe. In hulle geval weet ons mos, vir my en jou sal dit mos so wees. In hulle geval was die paradys mos onder die aarde, maar ek bedoel dit mos 3 dae daarna het Jesus mos opgestaan. Maar is dit nie aangrypend dat Jesus sê, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was? So hoekom sal hy nie 'n verlore man aan die kruis red? Wat net so aangrypend is dat in sy eie pyn, in sy eie hartseer, dink hy aan iemand anderste om iemand te red van 'n ewige hel. Want hierdie man erken en hy bely en hy vra. Ek bedoel, as ek gaan kyk wat hy doen, hy spreek vergifnis uit deurdat hy vir die Here dat die Here vir hom sê, vandag sou hy saam in die paradys wees. Maar dis nie al nie, want onthou, Jesus het mos 7 keer gepraat aan die kruis. Die ander een is nogal aangrypend, want dit was in Johannes. Dis nogal aangrypend dat Jesus in pyn aan die kruis, toe hy so deur die nevel sy oë oopmaak, toe sien hy voor hom staan sy moeder Maria. En hy sien haar bleek gelaat, en Maria staan daar met die woorde van Simon en Anna in haar hart. Toe hulle mos van gesê het, toe Jesus as 'n babietjie ingeseën was daar by die tempel, toe het hulle mos gesê, eendag sal 'n swaard deur jou hart gaan. En sy staan en kyk na haar seun, wat besig om te sterf aan die kruis. En toe hy sy moeder sien, die Bybel sê, toe kyk hy na haar, en hy kyk verder, en hy sien, maar daar's Johannes, sy geliefde disipel. En so hy sien Johannes, en hy sien sy moeder. Ek wil net iets sê, Jesus sien jou pyn raak, en wat jy deurmaak, selfs toe hy in pyn was, hoeveel te meer nou dat hy in die hemel is. As hy, toe hy aan die kruis was, 'n vrou se nood, want sy vader was daar nie meer nie. Kyk hy na 'n vrou en hy ontferm hom oor 'n vrou terwyl hy aan pyn aan die kruis hang. Hoeveel te meer sal hy nou omgee vir my en jou as ons sy kinders is en hy is in die hemel. En hy sê vir 'n vrou, daar is die seun. En vir Johannes sê hy, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hier wat is so wonderlik van Jesus. In sy pyn en lyding is hy besorg oor iemand anders. Hy red nie net 'n man aan die kruis nie. Hy vra nie net Vader om hulle te vergewe nie, maar hy kyk na mense om die kruis wat behoeftes het. Hy sien vir Maria. Josef is mos nou nie meer daar nie. Sy's 'n weduwee. En hy gaan nie sy moeder versaak, selfs in sy sterwensuur. Nou weet jy wat, behoort jou te troos. Nou, ons is nie meer ver van Kersdag af nie. En jy is dalk 'n moeder wat nie meer 'n lewensmaat by jou het nie. Jy is dalk 'n weduwee en vrou is nie meer daar nie, of jy is miskien 'n persoon, 'n weduwee of 'n weewenaar, en jy voel, maar ek gaan alleen in hierdie Kerstyd in. Jesus gee om. Hy dra sorg. Jesus sal selfs vir jou kinders sorg. Jesus sal vir jou voorsien. Net dan, met 2 sinne, versorg hy sy moeder tot haar dood. Net 2 sinne. Net, die Here kan alles doen, vriende. Hy spreek 1 sin, en hy sê vir die vrou, daar's jou seun. Hy sê vir die seun, daar's jou moeder. Johannes,
Ek weet jy sal 'n goeie job doen. Jy sal na Maria omsien. En die Bybel sê, van daai dag af moet sy by hom in sy huis bly. Sal dit dan nie wonderlik vir jou gewees het om Maria te kry om in jou huis te kom bly nie? Sal jy dan nie met haar die hele tyd wil praat en wil vra, maar sy moet vir jou al Jesus se stories vertel toe hy 'n klein seentjie was? Kan jy nou imagine as Maria by jou in die huis kom bly, wat jy alles sal wil vra? En vir haar sê, maar wys my wat hy alles gemaak het. Wat het hy gesê? Wat het hy altyd gedoen? Ons het mos daai leegte mos in ons Bybel vandat Jesus toe hy 12 jaar oud was, totdat hy 30 jaar oud was, dan mos daai tydperk van 18 jaar waar daar nie 'n woord oor hom gespreek is, wat daar baie gewonder word. Hy gee om. So wat ek sien is hy skenk vergifnis, hy red iemand en dan gee nog om vir iemand anders. Maar dit is nie al nie. Die vierde ding wat hy doen toe dit so donker geword het, ons het mos 'n verlede week gesien met die duisternis 2 weke terug. En hy roep uit Eloi, Eloi lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Is dit nie aangrypend dat as jy gaan kyk na die 22ste Psalm in vers 3, toe hy sê want ek bedoel vers 2 sê, onthou daai woorde nê, my God, waarom het U my verlaat? Was die uitroep wat geprofeteer was dat eendag sou hy dit doen. Dit kom uit net so woordeliks uit Psalm 22 vers 2. Kom uit jou Bybel uit. Dit vervul die skrifte. Maar die volgende vers, ek weet nie of jy weet wat daar staan nie. Die volgende vers sê, my God, ek roep bedags, maar U antwoord nie snags en ek kan nie swyg nie. In sy geval roep hy tot God in die donkerte en in die lig. En dis wat hy in die kruis gedoen het. Selfs in die donkerte het Jesus geroep. Maar wat my aangryp van Psalm 69 met hierdie vervulling van die profeseë is dat toe die 5de uitroep kom, toe sê Jesus, ek het dors. Dis weer 'n vervulling van die skrifte. Want vers 22 van die martelaarspsalm wat handel oor Christus, Psalm 69, staan daar, en hulle het aan my gaal gegee as my spys en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Kan jy dit oorvertel? In vers 4, ek is moeg van my geroep, my keel brand, my oë versmag terwyl ek wag op my God. Terwyl hy daar sterwend aan die kruis hang, hy sê my keel brand, my oë brand, my keel is dors, want hulle gee hom niks om te drink nie. Hulle het hom verneweer al van die vorige aand af, het 'n hele garnisoen soldate teen hom, en hulle het alles aan hom gedoen wat hulle wou. En hier hang hy aan die kruis en hy roep uit, ek het dors. Dit beteken hy het werklik as mens gelei vir my en jou. Hy het dors gehad. Hy weet as jy dors het, hy weet as jy honger het. En hy sal vir my en jou sorg. Hy het werklik 'n liggaam gehad. Hy sê ek het dors. En toe, daai woorde wat ek en jy so, sy 6de uitroep, wat ons so altyd as aangrypend beskou wanneer ons dit hoor, toe hy die woorde uitroep in vers 30 van Johannes 19, en hy sê, dit is volbring, tetelestai. Tetelestai het baie betekenisse. Dit het baie betekenisse in Jesus se tyd gehad. Maar die een betekenis van tetelestai, wat verskriklik baie gebruik was in Jesus se dag, was wanneer jy by die mark gaan, en jy gaan koop iets, en jy die volle som betaal. Ander woorde, jy tot die laaste sent. Kom ons sê, jy gaan koop iets op repo, met borg, en jy sit 'n deposito neer, en jy betaal weer, en nou gaan jy terug, en nou gaan gee jy die allerlaaste uitstaande bedrag. Jy het nou nog net 'n klein bietjie die laaste paaiement, of die laaste geld om neer te sit. En wanneer jy daai allerlaaste betaling doen, dan is dit klaar. Hy laaste, as jy neersit, dan sê hulle, tetelestai.
Ander woorde, gee, dis nou myne, alles is betaal. Ek skuld jou niks. Jesus sê, ek het betaal. Ek het alles betaal vir die vergifnis van jou sondes. Vir jou om hemel toe te gaan. Die prys is betaal. Daar's niks uitstaan. Jy kan nie een krieseltjie kom bybring nie. Daar's geen werk wat jy kan doen om sy werk beter te maak nie. Nou is dit net genade om in geloof te kom en te sê, Here, ek vandag erken, ek kan niks doen om myself te red nie. Jesus, U het die volle prys betaal. Tetelestai. Al wat ek kan doen is, ek kan dit net aanvaar. Ek kan net kom sê, dankie Here. So, ek hoef net te gaan probeer dinge doen in my lewe, dinge by te voeg by wat hy gedoen het. As jy enigstens dit probeer doen, negeer jy tetelestai. Want dan sê jy, hy alleen was nie voldoende nie. Ek moet hom help. Dit skree teen die boek Hebreërs. Dit skreeu teen die uitleg van die boek Hebreërs hoofstuk 9:10. Die Hebreërs sê, eenmaal het hy een offer gebring, ten volle die prys betaal. Vriende, jy moet dit verstaan. Toe Jesus sê tetelestai, toe sê hy, it's all paid. En hier sê eintlik die wonderlike ding, en mense wil dit nie altyd so verstaan nie. Hulle dink om nog iets doen. Hier is die wonderlike ding, die werk is afgehandel. Die prys vir my saligheid is betaal. Nie silwer of goud, maar die bloed van Christus. Al wat ek kan doen, ek kan na hom toe kom en genade vra, vergifnis met geloof en myself op hom werp, op sy offer wat hy betaal het. Want wat ek ook al doen, ek leef in sonde. Ons is almal gebore met 'n sondige natuur. Hy het geen sonde gehad van sy eie nie. So dit is waar, om hemel toe te gaan, is verniet. Dit is absoluut so. Jesus daarvoor betaal. Maar my vriend, was 'n duur prys. Dis die lam van God se prys. So mag vir jou wees, hy het alles betaal vir my. Maar hoekom dink jy? Sê Openbaring 22, jou laaste hoofstuk in die Bybel, wie dors het, wie wil, kan kom en dit neem, sê die Gees in die bruid, verniet. Wie die water van die lewe wil hê, verniet. Wat verstaan jy nie van die woord verniet nie? Wat begryp jy nie? Gaan lees Openbaring 22. Verniet. Want dit is betaal. Die goddelike verlossingswerk is afgehandel, vriende. En nou al wat oorbly, is Jesus moet sterf. Want die prys is betaal. En hier kom sy laaste en sy 7de woord. En sy laaste woord is, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Ons het dit vanmôre gelees in Lukas 23. Nou, dit klink so eenvoudig, dat sy laaste woorde was, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Maar dit het so ryke betekenis. Ek sterf nou, ek blaas my asem uit, maar lewe kom van U af, en ek gee U die lewe terug. Toe God vir Adam geformeer het, was dit net klei, toe blaas hy in sy neusgate, Zoa, die asem van die lewe. Die Bybel sê hy het 'n lewende gees geword, en 'n lewende siel. Nou, wanneer jy sê, Here, in U hande gee ek my gees oor, lewe kom van God, en ek gee my lewe terug aan U. U het vir my die lewe gegee, ek gee vir U die lewe weer. As mens, het hy dit so ontvang. Maar nou gebeur iets. Daar gebeur 3 dinge. Die oomblik toe hy dit sê, die vers sê, letterlik, daar so in Lukas, die woorde sê, Vader,
In u hande gee ek my gees oor. Dis nou klaar. Dis nou verby. Ons kom nou aan die einde van dit alles. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Gave up the ghost. Gebeur daar 3 dinge. Onmiddellik. Die eerste ding wat gebeur sê, die hoofman oor 100, die hoof oor daai leer wat daar was by Jesus, om seker te maak, alles gebeur soos dit moet gebeur. Toe hy sien wat gebeur, toe begin hy om God te verheerlik, en hy sê, waarlik, hierdie man was 'n regverdige man. Nou begin sondaars erken, hy was 'n regverdige man. So eerstens begin die hoofman, die leier van die Romeinse leer, roep dit uit. Die tweede ding wat gebeur is, die mense wat vir die skouspel bymekaar was, maar was mos eers lig, en toe word dit donker, toe word dit weer lig, en die gordyn het geskeur, en het al hierdie goed gehoor, en daar staan, die wat bymekaar was, het op hulle borste geslaan, hulle is versla, hulle het die rotse wat geskeur het, die son wat sy gesig nie wou wys nie, die duisternis wat vir 3 ure oor die aarde was, al die goed wat gebeur het, was so aangrypend, dat die Bybel sê, die mense wat vir die skouspel, hulle begin op hulle borste slaan. Ons het vandag, het ons vreeslike dinge gesien. Die Bybel sê, toe hulle sien wat gebeur het. Eers sê die Bybel, toe die hoofman oor 100 sien, toe roep hy hy's regverdig. Toe die skare sien, toe slaan hulle op hulle bors. En kyk wat gebeur laastens. En al sy bekendes het ver weg gestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Sy eie mense het daar ver weg gestaan, maar daar was van hulle wat gekom het, al die pad van Nasaret en Galilea, het almal gestaan en kyk wat het gebeur. So vriende, nou is my vraag aan jou, was dit werklik Jesus se laaste woorde? Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vrou, daar is die seun, daar is jou moeder. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dit is volbring, tetelestai. Vader, in die hande gee ek my gees oor. Was dit Jesus se laaste woorde? Ja, dit was sy laaste woorde tot hy sy asem uitgeblaas het. En 3 dae daarna, toe staan hy weer die dood uit op, en toe het hy baie te sê. Toe het hy vir 40 dae en 40 nagte hulle oor die koninkryk van God vertel. Of vertel, julle gaan my disippels wees, en julle gaan almal gedoop word met die Heilige Gees, nie lank na hierdie dae nie. Dit was allermins Jesus se laaste woorde. Ja, dit was sy woorde voor hy aan die kruis gesterf het. Maar vriende, daai liggaam wat vir 3 dae in die graf was, het 3 dae later uitgekom, en toe het Jesus baie om te sê. Die Bybel sê in Handelinge 1, hy het vir 40 dae met hulle gespreek oor die koninkryk van God en al die dinge wat voor lê. Hy het baie om te sê. Ek wil net vir jou sê, Jesus het ook vir jou baie om te sê, as jy net wil hoor. As jy net wil luister. So baie keer, dan gaan ek in my oggend, ek weet nou nie wat doen pastoor Quintus, hoe doen hy dit nie, maar dan gaan sit ek in my studeerkamer, dan sê ek niks, dan probeer ek net luister. Wil hy vir my iets sê? Wat wil hy vir my sê? Maak jy tyd om sy stem te hoor? Maak jy tyd? Sal jy hierdie Desember vakansie, waar jy gaan bietjie stil word, daar by die see, of waar jy oor die binneland is, of waar jy ook al is, dink jy kan bietjie stil word, en net sit en luister, of jy net kan hoor, of hy vir jou iets wil sê, as die wind deur die balsamtoppe van die bome is, of die golwe van die see. Jy weet, Guth, toe hy sterf, daai godloner, daai ateïs, sy woorde was, more light, open the window, more light. Dit raak al hoe donkerder, hoe dieper hy in die doodryk en die donkerte van die doodryk insak, hoe meer roep hy, lig, lig, lig. Jy weet die vrou wat by Voltaire was, die man wat ons gesê het, voor sy dood sal hy met 1 Bybel in die wêreld wees. Ons weet ons almal sy het geword, ons 'n depot van die Bybelgenootskap om Bybels te versprei oor die wêreld. Maar in elk geval,
toe hy gesterf het, sy verpleegster sê, nooit ooit weer wil sy by so iemand se bed staan, hoe verskriklik dit was. So, vriende, so tussen hakies. Jesus se laaste woorde in die evangelies, sou jy miskien vir my gesê het, kom ons gaan na Matteus toe. Nee. Op die Olyfberg en hy sê, maak disippels van al die nasies. Nee. Of sal jy na Markus toe gegaan het? Markus wat sê, gaan heen, laat jou doop, en jy sal gered word. In my naam sê julle duiwels uitdryf, en ek is met julle al die dae. Of Lukas, ek gaan om die belofte van die Vader vir julle te kry. Maar weet wat jy gryp my aan? Jesus se laaste woorde, is toe daar in Johannes, in sy laaste woord in Johannes, vir Petrus sê, Petrus, het jy my lief? Het jy my waarlik lief? Dis was my ook wat in die kruis gesterf het. Het jy my lief? Volg my. Ja, Here, maar wat van hom? Nee man, Petrus, los net daai mense uit. Ek praat met jou. Volg jy my? Het jy my lief? Ek wil vir jou vra, het jy hom lief? Het jy hom werklik lief? Is hy jou Here? Wat sal jou laaste woorde wees, as jy kan kies? Het jy al ooit geoefen? Het jy dit al geoefen? Miskien moet jy vir jouself sê, as ek weet, ek sterf oor 5 minute van nou af, wat sal ek nog vir die Here wou gesê? Wat sê vir hom wil sê? Here, ek het U lief. Dankie Jesus, dankie vir genade. Wat sal jy vir die Here sê, as jou laaste woorde? Het jy oor gedink? Wat sou jou laaste woorde wees? Kom ons bid saam. Liewe Here, U laaste woorde is so aangrypend. Dit is so betekenisvol. Dit is so ryk aan betekenis. Nie een woord is nodeloos. Wat U sê, gewig, dit dra gewig. Wat U sê, gryp 'n mens se hart aan. Want wat sal ek sê, as dit my laaste tree is? As ek nog een asemteug oor het, soos wat U gehad het. U woorde was, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Here, wat sal oor my lippe kom, as my laaste woorde? Vader, ek bid vir hulle wat vandag geluister het, dat ons almal tot die nugterheid van die besef kom, ten spyte van die vakansie wat op hande is, die seisoen vir vele. Hierdie is 'n ernstige saak. Het jy my lief? Sal jy my volg? Sal jy disippels gaan maak? Julle sal krag ontvang? Julle sal my getuies wees? Vader, ek bid U vandag, dat hulle wat na hierdie woorde geluister het, dit sal bepeins, dat ons dit sal nadink, en dat ons tot 'n slotsom sal kom, waar ek hierdie saak met U kan uitmaak. Wat sal ek vir U sê, daardie dag, wanneer ek die wêreld groet, wanneer my laaste tree gegee was, en my laaste asemteug wag, dat ek dit uitblaas. Ek bid U, Here, gee my die genade, dat U sal meer word en ek minder. Ek wil vir U sê dat ek U lief het, en dat ek U sal volg, en Here, in U hande, ek ook my gees gee. Ek bid vir daardie stukkie genade,
vir die kinders vandag. En al die kinders van die Here sê, amen, amen.